vandag vir my 'n voorreg om die woord te bring na 'n fenominale week van aanbidding en van gebed, waar ons vir hierdie week wat nou verby was, elke dag, miskien het jy meer as een dag, miskien het jy net een dag, maar elke dag was daar iemand wat gebid het en ingetree het vir hierdie gemeente. En ons het soveel fenominale woord alreeds ontvang en ons sien uit na die toekoms en die beloftes wat die Here oor hierdie gemeente het en dat dit gaan waar word. En ons is opgewonde, want ons weet, hy gee altyd meer. En sy planne en sy drome is altyd groter as wat ons ooit kan dink of droom. So ons sien uit daarna. En dis nou tyd om amen te sê, want sien julle nie uit na die toekoms van hierdie gemeente en wat die Here gaan doen nie. Amen. So vandag, die week is nou verby, ons het nou gebid, ons het gevas, ons was party aande hier, ons het ons woord gedeel en ons het nou 'n week ingetree. Maar wat nou? Ons sit nog in dieselfde gebou, op dieselfde stoele, dieselfde plek. In hierdie fisiese riem lyk dit nie of iets verander het nie. Nou wat nou? Moet ons ophou bid? Is ons nou klaar? Nee, hierdie was die begin. God is alreeds besig om beloftes in realiteit te bring. Hy is alreeds besig om in jou lewe die beloftes wat oor jou lewe gespreek is, in vervulling te bring. Maar ons moenie ophou bid nie. En ek wil vandag lees uit Lukas 18, vers 1 tot 8, en ek gaan lees uit die ou vertaling. Hier is Jesus besig om 'n gelykenis te vertel aan sy disippels en sy volgelinge en die mense wat na hom kom luister het. Vers 1. En hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel, met die oog daarop, dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En gesê, daar was 'n regter in 'n stad van God, wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. So hierdie regter het nie God gevrees nie, en hy het ook nie baie genade vir mense gehad nie, en hierdie vrou, hierdie weduwee, het na hom gekyk om 'n regsaak vir haar in haar guns te beding, maar hy wou nie, en die weduwee het aangehou, en aangehou, dat hy naderhand moedeloos geraak het met hierdie vrou wat net nie opgee nie. En wat sê Jesus van hierdie getuienis? Gaan hierdie gelykenis oor die onregverdige regter, en dat ons moet onregverdig wees? Dit gaan oor die weduwee, en dit gaan oor die weduwee wat net nie opgehou het nie. En ons lees in vers 6, toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen, maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op aarde vind. So hierso sê Jesus, soveel meer as 'n onregverdige regter, hoe sal ek nie kom en vir jou die deurbrake bring en vir jou my beloftes in 'n realiteit maak, soos hierdie onregverdige regter, want ek is God, ek is nie onregverdig nie. Dis 'n opdrag van die Here vir ons om aan te hou bid, om aan te hou vertrou en geloof, al sien ons nie altyd dadelik die deurbrake in ons lewens nie. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Ek hou se van die Engelse, die Amplified vertaling van vers 8, van Lukas 18 vers 8, dit sê, I tell you, he will defend and protect and avenge them speedily. However, when the Son of Man comes, will he find persistence in faith on earth? Persistence, volharding. As die Here kom, gaan hy volharding in jou geloof vind. Gaan hy volharding in jou gebed vind. Of is jy dalk op 'n plek waar ons almal al was op 'n tyd in ons lewe, glo ek, wat jy gebid het, en jy het vertrou, en jy het gestaan op die beloftes van sy woord, en jy het gestaan op die beloftes wat hy vir jou gemaak het, en dit het nie gebeur nie, en jy het naderhand moedeloos geraak en gedink, ag, dit is dalk nie vir my beskore nie. Die Here verhoor net die gebede van ander mense, nie vir my nie. Wel, ek het vanoggend vir jou goeie nuus. Hy is nie 'n aannemer van persoon nie.
Hy is 'n waarmaker van sy woord en sy beloftes is ja en amen en dit sal so wees. Maar hy verwag van ons 'n volharding. Hy verwag van ons getrouheid. Hy verwag dat ons gaan moet staan in gebed en moet staan in geloof vir daardie beloftes om in realiteit te kom. So mag hy, as hy kom, volharding by jou ook kry. Volharding vir die beloftes oor jou lewe, maar ook volharding in geloof vir die beloftes oor sy gemeente en sy kerk en hierdie land. Soms kry ons nie dadelik die opdrag nie, ons bid tot die Here, en hoekom bid ons tot die Here? Ek dink een van die hoofredes hoekom ons bid, is maar gewoonlik omdat ons vir hom iets vra. Omdat ons hom vertrou vir 'n deurbraak, ons vertrou vir hom vir antwoorde, ons vertrou vir hom vir genesing, vir voorsiening. Maar een van die ander redes, en eintlik die belangrikste rede hoekom ons bid, is om in verhouding met hom te wees. Om in gesprek met ons Skepper te wees en te groei in ons verhouding. Dis die twee redes hoekom ons bid. En soms kry ons nie dadelik die antwoord nie. Die uitkoms kom nie dadelik nie, maar God is soewerein. Hy weet wat hy doen. Hy weet wanneer hy dinge moet doen en hy weet hoe hy dit moet doen. Ons dink baie keer ons weet beter, maar ons moenie ophou nie, want ons weet hy is in beheer. Dis 'n opdrag vir ons om aan te hou bid. En een van die kortste verse in die Bybel. Die kortste vers in die Bybel is eintlik Johannes 11 vers 35 in die Engelse vertaling wat sê Jesus wept toe hy gehuil het vir Lazarus. In Afrikaans sê dit Jesus het geween, so dis 3 woorde. Maar in 1 Tessalonisense 5 vers 17 is hierdie vers 3 woorde met 'n fenominale impak en riglyne vir ons lewe. Bid sonder ophou. Bid sonder ophou. Dag en nag, moet nooit moedeloos raak nie en nooit opgee nie. Moet nooit ophou bid nie. En dit impliseer dat gebed nie net plaasvind in jou binnekamer nie. Gebed vind plaas elke dag, oral waar jy is, as jy in gesprek met die Here. Bid sonder ophou. Moenie toelaat dat jy moedeloos raak en ophou bid nie. En iets wat daarmee saamgaan, is baie interessant, as jy die volgende vers gaan lees, vers 18, sê dit, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Ons het nou net gratitude gesing, hoe kan ons dankbaarheid express? Gebed en dankbaarheid gaan hand aan hand. Dankbaarheid sê eintlik dat ek volkome afhanklik is van God. Want as jy dankbaar is vir iets, beteken dit, jy het iets ontvang en jy erken dat hy die een is wat dit vir jou gegee het, jy het dit nie vir jouself bewerk nie. Dit verklaar eintlik afhanklikheid aan God. Maar dankbaarheid bou geloof. Want as jy onthou van die kere wat die Here wel deurgekom het en daardie deurbrake gebeur het, dan bou dit jou geloof in dankbaarheid. So dankbaarheid en gebed is onlosmaaklik deel van mekaar. En dit is belangrik dat mens gaan moet gebid in dankbaarheid. En mens gaan altyd moet dankbaar wees en fokus op dit wat hy alreeds gedoen het. En weet julle wat is die grootste ding wat hy alreeds gedoen het? Hy het aan daardie kruis gesterf. Hy het opgestaan, hy het die dood oorwin en hy het 'n weg vir my en jou bewerk na die Vader toe. As daar niks anders is wat hy ooit vir ons doen nie, het ons 'n rede om vir die res van ons lewe dankbaar te wees vir wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Kolossense 4 vers 2 sê, volhard in gebed, volhard, persistence, volhard in gebed, en waak daarin met danksegging. So ons moet bid, en ons moet waak, maar ons moet waak in danksegging, ons moet altyd dankbaar bly. Dit laat my so dink aan daardie verhaal van Jesus in die tuin van Getsemane. Net voor sy kruisiging het hy gegaan om te bid, en hy het gebid dat die beker by hom verbygaan en hy het tot God geroep. Sy disippels was saam met hom in die tuin. En hy het vir hulle gesê, hulle moet wag en hulle moet daar wees. En hy het gegaan aan een kant en hy het gaan bid. En toe hy terugkom, toe slaap hulle. En Jesus sê vir hulle in Matteus 26 vers 41, waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hierdie opdrag van waak en bid kry ons keer op keer in die Bybel. Ons, as kinders van die Here, moet aanhou waak en bid. En dit bring my by die tema van vandag se preek, waak en bid. En ek wil graag gaan kyk na hierdie twee elemente. En wat sê die woord van gebed, wat sê die woord van waak, en wat kan ons daaruit leer? As dit by gebed kom, is mens baie keer wonder mens, maar waarvoor kan mens bid? Is daar sekere goed waarvoor mens nie kan bid nie, sekere goed wat dalk heeltemal te onbelangrik in die prentjie van God se koninkryk.
Maar daar is 'n paar goed, daar's baie goed waarvoor mens bid. Maar ek het basies die dinge waarvoor ons bid in 4 kategorieë gaan indeel. Die eerste rede hoekom ons bid, is om God te eer, soos wat ek gesê het. In Matteus 6 vers 9 tot omtrent 12 is hy Onse Vader, en Jesus leer ons hoe om te bid. En hy sê in Matteus 9, so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so in die aarde, op die aarde. Lof, ons eer God in ons gebed. En dit is die riglyne wat Jesus vir ons gegee het in die Onse Vader is deel van gebed is om aan God eer te bring. Maar die tweede kategorie van dinge waarvoor ons kan bid, is vir onsself. Het jy geweet jy mag vir jouself bid? En ek praat nie van bid vir jou man en bid vir jou kinders en bid vir, jy mag vir jouself bid. Jy moet vir jouself bid. Ek wil vir julle Jabes se gebed gaan lees in 1 Kronieke 4 vers 9. En Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê, as u my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en u hand met my sal wees en u die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie. En God het laat kom wat hy begeer het. Hierdie is eintlik 'n verskriklike, selfsugtige gebed as jy daaraan dink. Hierdie Jabes wat vir die Here sê, Here, seën my, maak my grondgebied groter, help laat niks sleg met my gaan gebeur nie, wees net met my. Baie gefokus op homself. Maar ons rede hoekom dit in die woord is om vir ons te leer, dis belangrik dat ons vir onsself moet bid. Jakobus 4 vers 2 tot 3 sê, ons het nie omdat ons nie bid nie. Ons moet die Here vra, en jy moet die vrymoedigheid hê om vir die Here te vra, en jy dink dalk daardie ding waarvoor jy vertrou, by jou werk vir 'n antwoord, of dalk daardie kar wat jy nodig het, want jou kar is stikkend, is nie belangrik genoeg nie, want is aardse goed, maar God gee om oor aardse goed, want hy gee om oor jou, en hy weet wat jy nodig het, en jy moet vir hom vra, en jy moet hom vertrou, want hy wil hê jy moet na hom toe kom met jou behoeftes. Hy weet al reeds wat jy nodig het, maar hy wil hê jy moet hom soek. Hy wil hê jy moet jou behoeftes na hom toe bring, en hom aanbid, en vir hom eer bring, en vir hom dankie sê as hy dit vervul. Die derde kategorie van dinge waarvoor ons moet bid, is vir ander mense. Ons moet bid vir ander mense, ook vir ongelowiges. 1 Timoteus 2 vers 1 tot 2 sê, in die eerste plek vermaan ek dan, dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense. Dit sê nie net die mense wat vriendelik met jou is nie, dit sê nie net die mense wat in die kerk is en wat die Here ken nie, alle mense. En dan vers 2, wat ons baie keer vergeet, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Romeine 13 vers 1 sê dat geen persoon word in 'n posisie van autoriteit geplaas as God hulle nie daar gesit het nie. En ons het 'n oproep en 'n opdrag om te bid vir alle mense, maar ook vir mense in posisies van autoriteit. Wanneer laas het jy gebid vir ons regering? Wanneer laas het jy gebid vir daai baas wat dalk nie noodwendig jy altyd voel hy het gebed, hy verdien gebed nie, maar gebed moet nie verdien word nie. Bid vir jou baas. Bid vir jou regering en bid vir ons herderspaar van hierdie gemeente wat die Here hier geplaas het. Moenie ophou bid vir mense in posisies van autoriteit nie, want dit is God wat hulle daar geplaas het. En dan Lukas 6 vers 28, 'n vers wat ek dink ons baie keer verbyblaai en nie noodwendig mooi wil hoor wat dit sê nie. Lukas 6 vers 28 sê, seën die wat julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. Jy moet ook vir jou vyande bid. Vyande klink so verskriklik, maar mense waarvan jy nie hou nie, mense wat jou te nagekom het, mense wat jou seer gemaak het, mense wat in onregverdigheid wandel en teen jou iets gedoen het. Jy moet vir hulle bid en jy moet hulle seën. So ons bid vir ander mense, ons bid vir onsself en ons bid om aan God eer te bring. En die laaste ding wat ons voor moet bid is vir sy kerk en medegelowiges. En dit is wat ons gedoen het in hierdie week wat verby is. Ons het vir baie dinge gebid, maar ons het spesifiek gefokus op hierdie gemeente en sy wil vir hierdie gemeente en die fasiliteite en wat hy wil doen in hierdie gemeente vir ons toekoms. Jakobus 5 vers 16 sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Hier in Jakobus verwys hy na medegelowiges, mense in gemeentes wat vir mekaar moet bid. Ons moet vir mekaar bid. Ons moet mekaar oprig. Efesiërs 6 vers 17 sê, en hierso in Efesiërs 6 is die wapenrusting wat bespreek word. En die preek gaan nie oor die wapenrusting nie, maar dit is 'n baie belangrike en interessante vers om te lees.
En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. So hier is ons 2 elemente van die wapenrusting, die helm van verlossing, die swaard van die gees, dis die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak, met alle volharding en smeking vir al die heiliges, vir medegelowiges vir die kerk. Vir die kerk hier, vir die kerk in die land, die kerk in die wêreld, die vervolgde kerk in die wêreld. Ons moet bid vir sy kerk. En ons moet bid, ons moet woord bid. Die swaard van die gees is die woord van God en ons moet woord spreek oor ons gemeente. Ons moet woord spreek oor die kerk, ons moet woord spreek oor ons eie lewe. Ons moet woord spreek oor daardie medegelowige wat deur 'n moeilike tyd gaan. Want sy woord is gevul met beloftes vir my en jou. Sy woord is gevul met beloftes vir die kerk. Sy woord is gevul met soveel fenominale seëninge en dinge wat hy vir ons in store het. Ons moet woord bid, want as jy woord bid, weet jy bid sy wil, jy bid sy woord. Maar hoe moet ons bid? En ek wil nie vandag te lank fokus op hoe om te bid nie, want weet julle wat? Ons as Christene kan partykeer 'n ding so kompliseer en so moeilik maak met reseppies en planne en checkpoints en dinge oor wat moet ek nou alles doen, het ek nou dit gedoen, het ek nou dit gedoen. Gebed is net 'n gesprek met God. Jy raak net stil en jy praat net met jou Skepper. Jy het 'n vrymoedigheid, jy kom voor hom, jy maak jouself oop want hy ken jou deur en deur. Jy hoef nie 'n masker aan te hê voor hom nie. Jy maak jouself oop, jy ontbloot jouself en jy gesels met die Skepper van die hemel en die aarde, want hy hoor jou en hy's met jou. Jesus leer ons in die Onse Vader, is daar verskeie maniere wat jy ook kan doen. As jy nie weet om te bid nie, kan jy gaan kyk na die Onse Vader, want dit is Jesus self wat ons leer om te bid. Maar en dan is daar baie ander leringe en ander mense wat sê jy kan weet 5 punte en hierdie woorde en goed en dit help alles en is wonderlik. Maar al daardie goed kom eintlik neer op 4 goed. 1 is jy bring aan God eer. 2 jy bely. As jy sondes het, bely jy sodat jy nie met 'n skuldgevoel sodat jy met vrymoedigheid tot die Here kan nader. 3 jy vra vir wat jy wil vra. En 4 dankbaarheid. Jy kan nie gebed en dankbaarheid gaan hand aan hand. Maar weet jy wat? God ken jou hart. En dit is belangrik dat jy net by hom eerlik en oop is. Dis eintlik 'n spontane reaksie van eer en van gesprek met die Here wat jy het as jy bid. Waar moet ons bid? Ons is so gewoond as ons bid, dan gaan ons in ons kamer in en ons raak stil en soos ek nou gesê het, nee. Ja, daar's 'n tyd wat jy alleen moet bid in jou binnekamer en wat jy die Here se aangesig moet soek. Maar as jy moet bid sonder ophou, beteken dit enige plek kan jy in gesprek met die Here tree. Daardie 2 minute tussen jou 2 vergaderings kan jy gou die Here aanroep en vra Here help my, lei my. Enige tyd, want hy is altyd met jou en by jou. Matteus 6 vers 6 sê, dis net voor Jesus die Onse Vader verduidelik. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Hierso in Matteus het Jesus gesê, sluit die binnekamer sodat jy nie gepla kan word nie. As jy op daardie oomblik in jou binnekamer ingaan en in stilte en gebed wil ingaan. Maar deesdae wil ek vir jou sê, moenie jou binnekamer, moenie jou deur sluit nie, sit jou foon af. Of los jou foon buite die kamer, want die foon, en ek weet ons Bible app het baie keer, ons gebruik baie keer die Bible app, want het is lekker om vinnig tussen die vertalings rond te gaan. Sit dan jou foon op flight mode. Laat jy nie gesteer word nie, want daai boodskap of daai oproep kom altyd op die oomblik, net wanneer jy stil raak. So, sluit jou deur of berei jou selfoon en raak stil vir die Here. Maar dit beteken nie jy moet wag tot vanaand 8:00 as almal rustig is voordat jy in jou binnekamer ingaan en die Here soek nie. Jy moet heeldag met hom in gesprek wees om hom die heeldag soek. En die ander plek waar ons moet bid is alleen, is koöperatief. Saam met medegelowiges moet ons kom en ons moet instaan en die Here se naam groot maak en hom aanroep. Weet jy dat die liedere wat ons nou gesing het, was 'n gebed? Dit hoef nie in 'n gebedskamer te wees wat ons staan en bid nie. Dit is aanbidding. Jy is besig om tot God te bid en vir hom groot te maak en vir hom goed te vra, selfs in jou lof en aanbidding. Matteus 18 vers 19 tot 20 sê, weer sê ek vir julle, as 2 van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader, wat in die hemele is. Want waar daar 2 of 3 in my naam vergader, of meer, daar is ek in hulle midde. Hierdie is nie 'n oproep na om te sê, maar ek luister nie vir jou as jy alleen bid nie. Dit sê net, as ons as medegelowiges by mekaar kom en saam staan vir 'n saak, so wat ons gedoen het in hierdie week wat verby is, vir die gemeente, daar sy in ons midde.
en hy hoor ons gebede, en hy sal dit verhoor. Die vroeë kerk het gereeld saam gebid. Ons lees in Handelinge, as jy gaan lees na die vroeë kerk, hulle het gereeld by mekaar gekom en gebid. In Handelinge 1 vers 14, dit was voor die uitstorting van die Heilige Gees, net na Jesus opgevaar het in die hemel, het hulle by mekaar gekom, en almal het eendragtig, volhard, daar's daardie woord weer, persistence, volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus en sy broers. En daarna, hulle het aangehou bid, hulle het nie opgehou nie, tot die uitstorting van die Heilige Gees. En dit was min of meer tussen 7 en 10 dae, na Jesus se hemelvaart, was die uitstorting van die Heilige Gees. Ek weet nie van jou nie, sou jy dalk na 2 dae miskien bietjie moedeloos geraak het en gedink het, nee wat, ek het nie reg gehoor nie, Here het iets anders bedoel, hy het seker figuurlik gepraat, hy het nie dit bedoel nie, nee, ek het verkeerd gehoor, ek gaan liewer ophou. Hulle het aangehou, eendragtig en volhard, tot daardie belofte van die Heilige Gees in vervulling gekom het. So moet ek en jy ook aanhou om te volhard in gebed vir die beloftes oor ons gemeente. Handelinge 12 vers 5, hier is Petrus in die gevangenis opgeneem, en soos Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. Die gemeente het, ek glo by mekaar, maar ook miskien waar hulle was, het hulle in groepe die Here aangeroep. En dit maak nie saak as mens nie noodwendig altyd in dieselfde vertrek is nie, maar ons staan saam in die Gees in 'n saak, en ons bid tot die Here vir 'n spesifieke saak. Maar dit is ook belangrik dat ons as 'n groep mense by mekaar moet kom en die Here moet aanroep. Wat het gebeur toe hulle aanhoudend in gebed vir Petrus was? God het 'n engel gestuur, en hy het vir Petrus losgemaak, en hy het hom vrygemaak, en hy het uitgestap. En weet julle wat is eintlik interessant, as jy verder lees, toe Petrus daar kom, en klop aan die deur, en die diensmeister die deur oopmaak, en hy daar staan, toe sy so geskok, sy het sommer die deur in sy gesig toegeslaan. Hulle het gebid, maar sy het nie eintlik gedink, hierdie gebed gaan waar word nie, want hoe gebeur dit nou? So sy was so geskok, en ek ervaar net dat die Here gaan jou gebede verhoor op so 'n manier, dat jy skoon geskok gaan wees, jy gaan amper voel, maar ek is nie reg daarvoor nie. Dit is soveel groter, soveel meer as wat ek ooit kon dink of droom, want ons dien 'n God vir wie niks onmoontlik is nie, in jou lewe, in hierdie gemeente, in hierdie land. Maar wees jy 'n getroue persoon wat persistent in faith and prayer is. Staan vas in geloof, bly in hom, ken sy wil en ken sy woord. Want as jy sy wil bid, as jy sy woord bid, dan sal dit so wees, want ons woord leer ons, hy's 'n waarmaker van sy woord. Hy sal nie 'n belofte maak en dit nie laat gebeur nie, maar ons moet getrou en volhard. As jy nie weet wat se beloftes die Here oor jou lewe het nie, as jy voel maar daar's geen beloftes vir my nie, lees sy woord. Vat die beloftes in sy woord, want ons is in die wynstok van Jesus Christus, en al hierdie beloftes wat in die woord gemaak word, is vir jou. Jy mag dit vat, jy kan jou naam vervang, en jy kan dit spreek oor jou lewe, jy kan dit spreek oor jou familie, jy kan dit spreek oor jou gemeente, want hierdie is die wil van God. En dalk het die Here ook vir jou spesifieke drome geopenbaar. Ons het gesê, have it all, have my dreams. Jy het dit dalk al reeds gedoen, en gesê, Here, vat my drome. En hy het dalk al reeds sy wil openbaar, maar dit het nog nie gebeur nie, soos wat jy gedink het, dit gaan nie. Hou vas aan daardie beloftes, en herinner die Here aan sy beloftes, want dit is wat hy wil hê. Johannes 15 vers 7 sê, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Ons moet in hom bly, ons moet sy wil soek. Die tweede element waarna ek wil gaan kyk is waak. So ons bid is belangrik, ons moet bid, maar ons ook 'n verantwoordelikheid vir ons om te waak. Ons moet waak en sterk staan in geloof, ons moet waak met danksegging, soos wat Kolossense 4 vers 2 sê. Maar as ons gaan kyk na die Bybelse konteks van waak, in die Bybelse tyd was daar groot stede, ons het nou nog groot stede, maar dit was bietjie anders, die stede was dikwels, het dit mure omgehad, vir beskerming van die mense wat in die stede bly, en aan die buitekant was die landelike areas met die velde en die goed wat hulle bewerk het. En in die Bybelse tyd was daar watchmen, wat hulle aangestel het, wat op die mure gestaan het, en in die torings was, en wat moes uitkyk, en moes waak. Dag en nag moes daar iemand wees, of mense wees, wat gewaak het, om hierdie stad te beskerm, en ons verskeie redes hoekom hulle gewaak het. So wagte. Die take van hierdie wagte, was eerstens, hulle het intelligensie verskaf. So as hulle gesien het, iemand kom aan, 'n boodskapper of wat ook al, dan sou hulle dit gaan sê het vir die mense, vir die leierskap van die stad, en hulle sou so daardie intelligensie weergegee het. Maar een van die belangrikste redes hoekom hulle daar was vir veiligheid. Hulle het op hierdie mure gestaan,
en uitgekyk vir vyande wat dalk besig is om nader te kom. En as hulle gesien het 'n vyand is op pad nader of daar's 'n aanslag op pad, dan het hulle trompet geblaas en hulle die stadspoorte se deure toegemaak om die mense in die stad te beskerm. En dan het hulle ook soms as 'n tipe van 'n hekwagters gedien. Hulle moes as 'n vreemdeling gekom het om in hierdie stad in te kom, as hulle seker maak hierdie vreemdeling kan ingaan. Hierdie vreemdeling is dalk nie iemand wat skade wil kom doen of mense wil kom seermaak in hierdie stad nie. So is ons ook eintlik wagte. En in die Bybelse konteks was die profete wagte gewees oor Jerusalem. En hulle moes vir Jerusalem intree en hulle moes die Jerusalem waarsku van komende gevare en goed. Maar jy wat hierso sit is ook 'n wagter. Jy is ook 'n watchman. Een van die dinge waarvoor ons moet waak, wat die woord van praat, en dit is nie noodwendig iets waarteen ons moet waak nie, dit is eintlik iets waarna ons uitkyk en in afwagting is, en dit is ons waak vir sy wederkoms. Ons moet wag en ons moet uitsien vir daardie inligting van die trompet wat blaas van Jesus is op pad, en ons moet reg wees vir daardie oomblik wat Jesus terugkom om ons te kom haal. Matteus 24 vers 42 sê, waak dan, omdat julle nie weet watter uur die Here kom nie. As 'n wagter op die muur aan die slaap was, as daar die inligting deurgekom het, sou hy heel waarskynlik die inligting gemis het. Moenie aan die slaap wees as die Here kom nie, wees reg, waak en wees reg en wees opgewonde vir Jesus se wederkoms, wanneer dit ook al mag wees, ons weet nie, maar kom ons wees op die uitkyk, en ons wees reg vir wanneer Jesus kom. Maar een van die goed waarteen ons moet waak, terwyl ons volhard in gebed en geloof, is ons moet waak teen die vyand en sy verleiding. 'n Belangrike rol van hierdie watchman was om te waak teen vyande. 1 Petrus 5 vers 8 tot 9 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in geloof, omdat julle weet dat hierdie lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Die vyand is uitgekleed en oorwin, maar hy soek nog 'n plek. Hy soek nog 'n plek in jou lewe en jy moet hom nie 'n plek gee nie, want hy's oorwin. Jy moet hom teestaan in geloof. Want jy's 'n wedergebore kind van die Here, jy's skoon gewas met die bloed van die lam en hy het nie meer reg in jou lewe nie. Moenie vir hom 'n plek maak nie. Waak teen waarhede wat verdraai is. Waak teen die vyand is die vader van die leuns. En hy kom met 'n halwe waarheid. En daarom is dit belangrik dat ons die woord moet ken. Hy's uitgeklee, maar kies om die woord te volg en die woord te luister, want dit is waar ons oorwinning is. Wat baie interessant vir my is ons moet persistent 5 hê. Die vers praat van standvastig in geloof. Maar wat baie interessant is, die vers net voor dit sê, wees nugter en waaksaam. Vers 7 sê, werp julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Dis nie toevallig dat Petrus hier sê, werp jou bekommernisse, maar oppas vir die vyand nie. Die vyand wil kom en hy wil twyfel in jou hart kom plant. Jy werp jou bekommernis op die Here, jy kom tot hom, jy bid tot hom, jy bring jou behoeftes voor die Here. Maar die oomblik wat jy uit jou binnekamer uitstap, begin jy al reeds twyfel. Moenie plek gee vir twyfel in jou lewe nie. Sy woord is ja en amen en vertrou en staan vas in geloof, want dit is die Here se hart vir ons. Dan die volgende ding waarteen ons moet waak, is soos wat die hekwagters moes kyk wie kom, wat se vreemdelinge kom en of hulle kan ingaan of nie, moet ons waak teen valsheid. Ons moet waak teen vreemdelinge. 2 Korintiërs 11 vers 14 tot 15 sê, en geen wonder nie, want die Satan sal verander om 'n engel van die lig. As jy dink aan die skepping en aan die sondeval, die vyand het gekom en hy het vir Eva gesê, luister, as jy hierdie vrug eet, gaan jy nie doodgaan nie. En hy het nie regtig gejok nie, maar hy het 'n halwe waarheid vertel. En hy kom en hy verbloem homself op 'n manier, as hy gekom het, en jy het geweet soos wat jy weet, hierdie is nou nie van die Here af nie, dan sou jy dit nie gedoen het nie. Maar hy kom en hy verdraai die waarheid. Hy kom soos engel van die lig. Dit is niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Hulle einde is al klaar daar. Sy einde is al klaar bewerk. En hy is klaar oorwin deur die bloed van die lam. Matteus 7 vers 15 sê, pas op vir valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Hierdie het gegaan oor die gelowiges en oppas vir mense wat inkom en kom skade aanrig. Jy moet 'n hekwagter wees. Jy moet 'n hekwagter oor jou eie lewe wees en jou eie gedagtes. En hoe is ek 'n hekwagter? Ken die woord. Jy ken die woord, want as jy die woord ken, as jy die waarheid ken, gaan 'n valse ding onmiddellik uitstaan. Ken die woord. Moenie tyd in die woord afskeep nie.
Dis ook 'n gawe van die Heilige Gees. Een van die gawes van die Heilige Gees is die onderskeiding van geeste. In 1 Korintiërs 12 vers 3, daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees nie. As iemand nie kan Jesus as die Here herken nie, dan moet jy hardloop en weet hierdie. Die vyande, of die woord sê dat die demone ken Jesus. Hulle ken hom, hulle weet van hom, hulle glo in hom, hulle weet hy is Jesus, maar hulle glo nie dat hy die Here is nie. En dit is die riglyn wat ons het van die Heilige Gees wat ons sal help en vir ons sal openbaar. As daar iets oor jou pad kom, of 'n lering, of 'n video, of 'n ding, om daardie valsheid te kan uitrig en nie toe te laat dat dit in jou lewe twyfel bring nie. Maar dit is ook baie belangrik dat jy die woord moet ken. En dan die laaste ding wat ons moet waak, is ons moet waak teen twyfel. 1 Korintiërs 16 vers 13 sê, waak, staan in geloof, wees manlik, wees sterk. 'n Vrou kan ook in die konteks manlik wees. Dit gaan daaroor om sterk te staan in geloof en nie toe te laat twyfel posvat in jou lewe nie. Moenie vir die Here sê, have it all, Here, ek werp my bekommernisse op U, en dan 'n uur later vat jy dit terug en jy begin weer planne maak nie, want dit beteken jy staan nie sterk in geloof nie. Maar saam met dit moet jy ook in verhouding met hom wees en hoor wat sy wil is, en die pad stap volgens sy wil. 'n Wag kan nie ophou nie. Jy kan nie slap lê nie, jy kan nie slaap nie, jy moet altyd waak, aanhou kyk, aanhou reg wees en aanhou wakker wees. Dag en nag bid sonder ophou. Waak in geloof, waak met danksegging. En as jy getrou met volharding waak en bid, Matteus 7 vers 7 sê, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Jy moet 'n vrymoedigheid hê om tot die Here te nader en te vra, hoe groot of klein dit ook al mag wees, hoe onbelangrik jy dalk mag voel dit is, as dit vir jou belangrik is. God is vir jou belangrik. Kom na hom toe, bring dit voor hom, bid sonder ophou. Ons moenie ophou bid, en dis 'n opdrag in die Bybel, ons moenie ophou bid tot sy beloftes in vervulling gekom het nie. Jesaja 62 vers 6 tot 8 sê, ek het wagte op Jerusalem se mure uitgesit. Hulle moet dag en nag op die uitkyk wees. Hulle moet die Here sonder ophou aan sy beloftes herinner. Hulle mag nooit ophou nie. Hulle mag nooit kop gee nie. Hulle moet aanhou totdat die Here Jerusalem so herstel het dat die aarde oor hom kan sing. Die Here het 'n belofte aan Jerusalem gemaak. Hy het die krag om by sy belofte te bly. Ons moenie ophou nie. Ons moenie ophou bid tot die beloftes wat hy oor jou lewe gemaak het, die beloftes wat hy oor jou gemeente gemaak het in vervulling gekom het nie. Onthou, Hebreërs 11 vers 1 sê geloof is 'n vaste vertroue van die dinge waarop ons hoop, dinge wat ons nie noodwendig al sien nie. So al sien jy nog nie die deurbraak nie, weet, God werk. Hy's besig om te werk en hy's besig om dinge in plek te sit. En jy moet reg wees. Jy moet reg wees vir daardie verandering. Jy moet reg wees vir daardie deurbrake, want dit gaan kom. En dit gaan ook kom op 'n tyd wanneer jy die minste verwag, maar God weet en hy's in beheer. So ek wil vir jou vra, bid sonder ophou. Hou aan bid alleen, maar dit is ook belangrik dat jy koöperatief saam met medegelowiges moet kom bid. Ons het gebedsbyeenkomste. Ons bid voor elke diens in die oggende uur voor die tyd. Jy's welkom om te kom saam bid. Ons bid sondaande 6 tot 7 het ons 'n gebedsuur. Jy's welkom om te kom. Vroue gebed woensdaagoggende 9 uur. Manne gebed Vrydagoggende 5 uur. Daar's baie geleenthede vir jou om by mekaar te kom en saam met medegelowiges in te tree vir hierdie gemeente, vir ander medegelowiges, vir die wêreld, vir mense in posisies van autoriteit en om aan hom eer te bring. Moenie daardie koöperatiewe geleenthede mis nie, wees daar. Maar moet ook nie die gebed in jou binnekamer en die gebed in jou kar en die gebed wat jy alleen tot die Here nader, moet dit ook nie afskeep nie, jy moet albei doen. Staan vas in geloof, because Lord is looking for people with persistent faith. Moenie moedeloos raak nie, al sien jy nie die antwoord nie, hy weet. Waak in dankbaarheid, wees altyd dankbaar. Verklaar jou volkome afhanklikheid aan die Here, want hy is die een wat jou deurbrake bewerk. Wees dankbaar, kyk na die kere wat die Here deurbrake bewerk het, en mag dit jou geloof bemoedig,
in situasies waar jy nog wag vir 'n antwoord. En wandel in geregtigheid in Christus. En bid vir sy gemeente. En bid vir sy kerk. Mag ons 'n biddende gemeente wees. Mag ons 'n gemeente wees wat in gebed bly en bid sonder ophou. 'n Gemeente wees wat waak in dankbaarheid en wat altyd die Here soek in alles. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om 'n direkte lyn met U te hê. Dankie dat ons U kan nader en vir U kan lof bring, Here, en ook voor U kan kom met ons versoeke en die dinge wat ons mee sukkel en die dinge waarvoor ons U vertrou. Dankie dat ons kan weet U is 'n waarmaker van die woord en dankie vir al die beloftes. Here Jesus, dankie vir die Heilige Gees wat met ons is en ons lei in elke situasie. Here Jesus, ek bid vir elke liewe persoon hier, Here, mag jy hulle seën. Mag jy met hulle wees, mag jy engele opdrag gee aangaande om hulle vooruit te gaan. Mag ons nie ophou om U te soek nie, Here. Dankie vir die goedheid, dankie vir die genade, dankie vir die beloftes wat U oor elkeen se lewe het, Here. En dankie vir die beloftes wat U oor hierdie gemeente het, Here. En dankie dat ons kan weet, U is besig om die beloftes in vervulling te bring. Mag ons waak in geloof, Here. Mag die Heilige Gees ons geloof kom versterk as dit in tye is wat dit moeilik gaan, Here. Mag U ons lei, mag U ons omvou met U arms, Here. En mag ons nooit ons oë van U afval nie. Want U is die leidsman en die volëinder van ons geloof. Ons eer U vanoggend en ons sê net vir U dankie vir die voorreg. Ons bid dit in die allerheiligste naam van Jesus Christus. Amen. Dankie julle, mag julle 'n geseënde week hê. Julle is welkom om te bly vir 'n koppie koffie. Hou aan bid. Ons is nou wel klaar met ons week van gebed, maar ons bid nie net 1 week 'n jaar nie. Hou aan bid, hou aan intree en ons sien uit vir wat die Here gaan kom doen in hierdie gemeente, in hierdie land, in die wêreld en in jou lewe. So, lekker middag vir julle, geseënde middag. Onthou, koöperatiewe gebedsbyeenkoms 6 tot 7 vanaand. Wees hier, moet dit nie mis nie. Dankie julle.